Goeiemôre. Ek staan hier so by een van die hoërskole in ons dorp hier so in Mosselbaai. En ek staan hier met 'n rede. Weet jy, ons het 'n groep mense in ons gemeente, minder bevoorregte mense, gesinne. Ons 'n pad mee stap wat ons help, wat ons met ons is baie lief vir hulle. Ek glo hulle is lief vir ons. Ons help hulle met 'n maandelikse kruidenierspakkie. Ons help die kinders met verskillende goed so skoolfonds, skoolskoene, boeke, allerhande sulke goed. Maar weet jy wat het ons agtergekom? Ons het agtergekom as hierdie kinders uit die skool uitgaan, dan is daar nie iets waarna hulle uitsien nie. Dis half asof hulle so in so 'n sirkel is. Ek moet nou met groot respek praat, maar miskien kan ons dit 'n poverty circle noem. Hulle kom net nie daar uit nie. En dis toe nou waar die ding gebore is vir 'n Aksie Samaritaan studiefonds. Ons het met hierdie kinders begine werk en hulle na die beroepsvoorligters toe gevat. Hulle gehelp met hulle vakkeuses en gevra wat is hulle drome. En die eerste enetjie, sy's pragtig, het nou begin met om onderwys te studeer. En daarom vra ek vir jou of jy nie wil bydra tot hierdie Aksie Samaritaan studiefonds nie. Ek gaan die vol Eysterman doen in Port Elizabeth die 30ste Maart om geld in te samel vir hierdie projek. Die droom is om R150.000 in te samel, dat ons ten minste al een kind kan deursit en dan daarna sal ons dit bou soos dit gaan. Ondersteun asseblief hierdie fonds. Die inligting sal aan die einde van die video op wees. Baie dankie. Goeiedag en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Van waar ook al jy inskakel, weet dat jy is baie welkom. Ons is tans in die kerkjaar by 'n interessante tyd wat ons noem lydenstyd, wat aangebreek het met as Woensdag die 5de Maart, waar ons as kruisies op mekaar se voorkoppe gemaak het, as 'n teken dat ons nou een word met Jesus se lyding. In hierdie tyd het ons julle ook uitgedaag om iets op te gee of dalk iets nuuts aan te leer wat nogals baie moeilik kan wees. So, dit is 'n tydperk waar ons doelbewuslik swak raak om bewus te raak van God se teenwoordigheid. En wanneer ons bewus raak van God se teenwoordigheid, dan spandeer ons tyd met God. En wanneer ons tyd spandeer met God, dan word ons getransformeer deur God. Selfs op maniere wat ons dalk nie raak sien nie. En vanoggend wil ek sommer met julle begin deur die vraag te vra: hoe reageer jy as jy versoek word? Want ons word op alle maniere versoek. Miskien word jy versoek om iets te sê wat nie waar is nie, om jouself net uit die moeilikheid te kry, of dalk word jy versoek om aggressief uit te bars wanneer jy seer gemaak word, of dalk word jy versoek om God se wil te ignoreer en jou eie plan te volg. Dit kan drank wees, dit kan vloek wees, of dit kan 'n eenvoudige ding wees om te kla oor jou werk, want dit doen ons dikwels baie goed. Maar versoeking is 'n werklikheid in ons lewe en dit kom by ons almal en dit kan soms baie moeilik wees om te weerstaan. Vandag wil ek vir jou kom sê, versoeking is nie die einde van jou storie nie. En ons gaan dit raak sien in hierdie Lukas en Jakobus teks wat ons gaan saam lees. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om meer van U te leer, om lesse uit U versoeking te leer. Liewe Here, dankie dat ons kan weet dat U altyd by ons is, dat U ons nie eers in ons ergste versoeking alleen los nie, maar werklik ons daardeur help. Dankie vir al U ontferming en al U liefde. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen. Ek lees vir ons Lukas 4 vers 1 tot 13.
Vol van die Heilige Gees het Jesus van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, en aan die einde van die tyd was hy honger. Die duiwel het vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie. Hierop het die duiwel hom na 'n hoë plek geneem en in 'n oogwink vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en al hierdie pragt, want dit is aan my gegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my aanbid, sal dit alles u sin wees. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En die duiwel het hom na Jerusalem geneem en hom op die hoogste punt van die tempelgeboue laat staan. Toe sê hy vir hom, as jy die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee, om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, die skrif sê ook, jy mag nie die Here jou God versoek nie. Die duiwel het nadat hy met al hierdie versoekings klaar was, vir 'n tyd lank van Jesus weggebly. So, ek wil net vir julle sê, so is 'n ruk lank voor hierdie in Lukas 3 vers 21 tot 22, lees ons van Jesus se doop, wat hierdie wonderlike verhaal is, waar Jesus totaal en al identifiseer met ons, of met mense wat hulle sonde bely het. En sy doop was 'n daad van eenwording met ons. Maar toe Jesus uit die water uitkom, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif op hom neergedaal en 'n stem uit die hemel het gesê, jy is my geliefde seun, in u het ek 'n welbehae. En hierdie woorde bevestig Jesus se identiteit as die seun van God en sy roeping as die verlosser. En die Heilige Gees wat op Jesus neergedaal het, is ook 'n teken dat hy Jesus toegerus het vir sy bediening en ook 'n vooruitskatting oor hoe die Heilige Gees ons toerus om ook Jesus se evangelie te kan verkondig. So na hierdie doop lei die Heilige Gees Jesus dan nou na die woestyn toe, en die woestyn was in die Bybel dikwels 'n plek waar mense geestelik getoets en voorberei word. Byvoorbeeld, Israel het vir 40 jaar lank in die woestyn gewandel waar hulle geleer het om op God te vertrou. En Jesus se 40 dae in die woestyn herinner ons aan daardie tyd. Maar waar Israel gefaal het, het Jesus oorwin. Jesus het volkome gehoorsaam gebly aan God. Maar dan vra ons onsself dikwels die vraag, maar hoekom lei die Heilige Gees Jesus na versoeking? Dit is 'n vraag wat ons dalk dikwels vra, maar die Heilige Gees lei nie Jesus in versoeking nie. Die Heilige Gees lei Jesus na die woestyn waar Jesus geestelik voorberei en getoets word. Dit gaan eintlik nie oor waar Jesus gelei word nie, maar dit gaan oor hoe Jesus reageer in 'n situasie. Want Jesus word nie voorberei op die woestyn nie, maar Jesus word voorberei op die taak wat voorlê. Die woestyn dien hier simbolies as die geestelike stryd wat Jesus met die duisternis veg. En deur hierdie versoeking oorwin Jesus die duiwel en hy wys dat hy het gesag oor sonde en versoeking. So kom ons kyk dan nou na hierdie 3 versoekings. Die eerste versoeking waarmee die duiwel Jesus versoek is, sê die duiwel, as u die seun van God is, beveel hierdie klip om brood te word. Hoekom vra die duiwel hier vir Jesus, as u die seun van God is? Die duiwel werk slim hier. Hy versoek Jesus nie net op uiterlike maniere nie, maar op innerlike maniere ook. Hy laat Jesus, of hy wil Jesus laat twyfel in sy identiteit as die seun van God. En Jesus is swak hier. Hy vas, hy is honger, so die versoeking vir Jesus moes baie groot gewees het hier. Maar Jesus antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens lewe nie alleen van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En wat is die eerste les wat ons hier leer? Jesus wys ons dat ons nie net op ons fisiese behoeftes moet fokus nie.
Ons voorsien baie maklik aan ons fisiese behoeftes, maar ons geestelike behoeftes kom heel laaste. Die woord van God is jou krag, en as God sê, hy voorsien en hy lei, dan sal hy dit doen. Die tweede versoeking sê die duiwel vir Jesus: ek sal aan u al hierdie mag en al heerlikheid gee, as u my aanbid. Die duiwel beweer hier dat hy mag het oor die hele wêreld, maar ons weet dat dit net 'n halwe waarheid is en dat hy nie die uiteindelike eienaar daarvan is nie. Maar Jesus reageer weer hier met die woord van God en sê: daar is geskrywe, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. En wat is die tweede les wat ons hier leer? Jesus wys ons dat ons loyaliteit slegs aan God behoort. Ons moet nie kompromie maak met sukses of mag nie. Wanneer jy versoek word om iets bo God te stel, dan moet ons onthou, aanbid God alleen. Ons het nie skatte op aarde bymekaar maak nie, maar eerder skatte in die hemel. Geen sukses, aardse sukses of mag sal ooit vir ons gee wat God vir ons kan gee nie. En die derde versoeking sê die duiwel: werp jou van hier af, want daar staan geskrywe dat hy sy engele oor u sal bevel gee om u te beskerm. En die duiwel werk weer slim hierso, want hy gebruik sommer die woord van God om Jesus hier te versoek, want die woorde waarmee hy Jesus hier versoek, is die woorde van Psalm 91. Maar Jesus antwoord weer: daar is geskrywe, jy moet die Here jou God nie versoek nie. En wat is die derde les wat ons hier leer? Jesus wys ons dat ons nie op God se goedheid of beskerming moet toets nie. Ons moet op God vertrou. Wanneer jy versoek word om God te vertrou, moet ons onthou, vertrou op hom sonder om sy beloftes te toets. Ons weet, ons het laasweek met die doop ook ons was ook herinner aan dat God werklik sy beloftes nakom. Want hy het gedoen wat hy gesê het, hy gaan doen. Hy het gesê dat hy aarde toe gaan kom en as 'n verlosser gaan verskyn aan ons. En dit is presies wat hy vir ons kom doen het. Wanneer God sê hy sal voorsien, sal hy voorsien. Maak nie saak in hoe groot versoeking jy dalk mag wees nie. Ons leer uit hierdie tekste 3 lesse uit versoeking uit. Maar versoeking kan vir ons dikwels nog steeds sleg uitgebeeld word. Maar ek dink nie dit is nie. Julle het seker al baie gehoor dat mense die vraag vra, maar as God regtig daar is, of as hy regtig bestaan, hoekom is daar soveel sleg? Want ons sê dan ons God is goed. Maar ons het ook weet dat sonder sleg kan daar ook nie goed wees nie. Sonder goed kan daar nie sleg wees nie. As alles goed is, wat is dan nou eintlik goed? As alles heilig is, wat is dan nou eintlik heilig? En dit is dan waar ons by ons Jakobus teks kom, wat ek vir ons dan nou ook wil lees, wat sê: my broers, julle moet baie bly wees wanneer julle allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eind uit volgehou word, sodat julle tot geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Jakobus sê in 'n ander vertaling: aanvaar dit as pure vreugde, my broers en susters, wanneer julle alle beproewings teekom, want julle weet dat die toetsing van julle geloof uithou vermoë ontwikkel. Nou weet ek baie goed dat ons beproewings of versoekings nie almal dieselfde is nie, maar dit beteken nie dat God van jou af of jou verwerp of van jou af verwyder raak nie. Jesus het versoeking oorwin en hy is ons voorbeeld daarvan. En ek wil vir ons nog 'n teks hierso sê 1 Korintiërs 10 vers 13 sê Paulus: God is getrou en hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie. Saam met die versoeking sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan verdra. Ons het nie in ons eie krag
oorwin nie. Ons het Jesus wat vir ons die pad gebaan het. En ons het die Heilige Gees wat vir ons lei en krag gee. Vandag wil ek julle uitnooi, waar ook al jy is, julle versoekings of jou grootste beproewing of die ding waarmee jy die meeste sukkel, voor Jesus se voete te gaan neerlê. Want Jesus weet waardeur jy gaan. Baie van ons lewe in ons versoeking asof ons nog nie verlossing ontvang het nie. Wanneer jy glo en jou lewe afgelê het, het jy jou verlossing ontvang. En leef nou in daardie verlossing. En dink aan jou versoeking of jou beproewing aan 'n metafoor van 'n skoenlapper. 'n Skoenlapper wat vry kan vlieg, moet ook eers in 'n kokon wees. 'n Kokon wat se doppie baie sag is, wat ek en jy maklik kan oopbreek. Maar wanneer ons dit doen, word daardie skoenlappertjie se vlekkies nie sterk genoeg om te kan vlieg nie. Wanneer ons na God toe gaan en reageer met God se woord, raak ons vlerke sterk en kom ons bo uit. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U ons versterk. Liewe Here, ons weet dat U nie slegte goeders oor ons pad bring nie, maar ons weet dat U werklik saam met ons in ons moeilike tye is. U kom ontmoet ons daar. U kom versterk ons en maak ons sterk om ook ander mense te help. Ons ontvang van U af wysheid en ons word geestelik versterk in ons swakheid. En ons dank U daarvoor. Help ons om in dankbaarheid uit te gaan en te lewe en dit met ander te deel, sodat ons almal versterk kan word tot U eer. Here, dankie vir U ontferming en U liefde, dat U ons nooit alleen los nie. Ons bid dit alles in die groot en heilige naam. Amen.